Kom ons maak die Bybel oop. Bybels oop ons gaan die Here se woord uit 2 plekke bedien en ons gaan na een teks verwys. Eksodus 3. Ons gaan vers 1 tot 14 lees en dan Eksodus 14. Ons gaan daar 'n langer deel lees. Is 2 fantastiese gedeeltes. Die reeks oor geloof, broers en susters, gaan ek uit Eksodus en Deuteronomium doen. Dis die deel wat die Here wonderlike dinge doen. Vir die Israeliete waar hulle sukkel om te glo, soos ons ook sukkel om te glo. Kom ons raak stil voor die Here, voor ek lees en voor ek preek. Ons vra vir die Heilige Gees om vir ons aan te raak en ook my lippe te salf, my woorde reg te maak, sodat dit tot sy eer sal wees. Ag Here, baie dankie vir die Bybel. Baie dankie vir die voorreg dat ons fisies, tasbaar, emosioneel kan bydra vir die verspreiding van die evangelie van Jesus Christus. En nou Here, dat ons aan die voete kan sit, by wyse van die Bybel wat oopgebreek word. Waar sekere dinge wat in die Bybel staan, vir ons verduidelik gaan word. En daarom, o Heilige Gees, bid ek, dat U my in beheer sal neem, en dat U die woorde self vir my sal gee. Al is dit op papier getik, Here, en al is dit op 'n bord word dit gebeeld, dat U hart, en U verstand, en U emosie, hier sal wees. O Heilige Gees, dat U sal beweeg by ons, onder ons en in ons. Want ons as U kinders is mense wat sukkel om te glo. Ons sê ons glo, Here, maar dikwels wanneer dit kom by ware uitleef van geloof, dan sukkel ons. O Vader, gebruik daarom die Bybel, die woorde wat U in hierdie geval glo ons deur Moses vir ons gegee het, sodat dit ons geloof kan sterk maak. Ons geloofsgetuies 'n rots kan maak in die wêreld waarbinne ons leef. En ons as 'n geloofsfamilie 'n lig op die rif sal maak. Dat soveel as moontlik mense vir U gewen sal word, o Here Jesus. Baie dankie Here vir al die goedheid en al die liefde en al die genade. Ons bid dit tot U in die naam van Jesus Christus, die een wat voorgeloop het. Jesus Christus, ons verlosser, ons redder, ons Here. En God se kinders sê almal saam, Amen. Vers 1, Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in die doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God dan hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die elende van my volk in Egipte duidelik raak gesien, en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry
en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dan lees ons vers 10. Daarom stuur ek jou na Farao toe, sodat jy my volk die Israeliete uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God: Wie is ek dat ek dit by Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het hom geantwoord: Ek sal by jou wees. Die bewys dat ek jou stuur, sal dit wees: wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle by my hierdie berg aanbid. Vers 10 tot vers 12 is eintlik hier die teksgedeeltes. Daarom stuur ek jou na Farao toe. En dan sê Moses, toe sê Moses vir God: Wie is ek dat ek dit by Farao sou waag? En dan vers 12, God het Moses geantwoord: Ek is by jou. En dan gaan ons na hoofstuk 14 toe. Die Here het vir Moses gesê: Ek beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan by hierdie plekke. Vers 3. Dan sal die Farao dink die Israeliete het verdwyn en is deur die woestyn vasgekeer. Let op vers 4. Ek sal die Farao weer koppig maak, sodat hy julle agtervolg. En ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egipte besef dat ek die Here is. Vers 5. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vergoed weg is, het hy sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. En dan vers 8. Die Here het die Farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het. Maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Dan lees ons vers 10. Toe die Farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit, hulle agterna. Hulle het bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê: Is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars kan werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het vir die volk geantwoord: Moenie bang wees nie, staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Vers 15. Toe die Here vir Moses gesê: Waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy, lig jou kierie op. Dis 'n belangrike vers. Lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurtrek. Vers 18. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die Farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Daar staan, sê nou maar, jy het gaan swem en jy het by die vlaggies van die lewensredders verby geswem. En die seestroom het jou gevat na 'n rots toe. En jy kon op die rots uitgeklim het en nou staan jy daar diep in die see, ver van die plek waar jy moet swem en die branders slaan. En jy weet, as jy in hierdie see gaan inspring, is die kans baie goed dat jy doodgeslaan gaan word. Branders is rof. Jy kan nie swem tot by die strand nie. En ewe skielik is daar 'n lewensredder by jou. En na rukkie sê die lewensredder by vir jou: Weet jy, as jy saam met my nou inspring, gaan ons swem tot by die see. Want ek ken die stroom het verander. Die stroom is nou veilig. Ek het al van hier af honderde mense gered. Ons kan nou strand toe swem. Jy moet dit net saam met my doen. Wat sal jy doen? Sal jy vir die lewensredder sê: Ek weet darm nie. Ek kan jou nie vertrou nie.
Ek sal liewerste hierso staan en miskien later probeer laat die golwe my miskien doodslaan. Of sal jy sê, ek vertrou jou, ek sal spring. Jy gaan nie spring omdat jy dit kan doen nie. Jy gaan nie spring omdat jy kan dink jy gaan by die see kom nie. Jy gaan spring omdat jy die lewensredder op sy woord vat. Sien broers en susters, dis geloof. Geloof is om iemand wat iets kan doen te vertrou, dat hy of sy jou kan help met die probleem wat jy het. Die Israeliete was amper in 'n soortgelyke situasie, 'n doodloopstraat. Duisende jare gelede. Hulle het ook by 'n see gekom. Die see was waarskynlik nou nie so kalm soos daai prentjie nie. Rof. Agter hulle was Farao met sy soldate en sy weermag. Voor hulle was die see en hulle kan nie deurgaan nie. Links en regs van hulle was die woestyn en dalk 'n paar berge. En nou is hulle vas. Wat gaan hulle maak? En dit lyk asof Farao, toe hy sien hulle is vas, begin lekker kry het en sy soldate sê, nou gaan ons hierdie ouens doodmaak. Waarskynlik was daai mense 2 miljoen Israeliete, as 'n mens kyk regtig na die getalle wat daar was, 2 miljoen, 'n volk van 2 miljoen, wat nou uitgewis gaan word. Sou hulle die een vertrou wat vir hulle sê, ek gaan vir julle hier deurlei, of gaan hulle wag dat hulle doodgemaak word? Of soos die oom een keer vir my gesê het, of laat ek net eers dit sê, want sien, ons begin nou 'n reeks oor geloof. 'n Geloof, broer en suster, wat nie gaan oor 'n mooi Sondag geloof, dat ons dominees hier preek oor geloof, en ons almal sê ons glo, ag en dis mooi en dis goed, want ons glo mos, maar almal glo in Suid-Afrika. Dit gaan nie oor daai geloof nie. Dit gaan oor 'n ware geloof. Die geloof wat jy kom as jy by 'n doodloopstraat kom, wat jy sê, ek vertrou God dat hy my hierdeur gaan help. Die geloof wat jy het as jy kom op 'n punt waar alles in die lewe vir jou teen jou draai. Dit gaan oor daai geloof. Dis nie soos die oom wat eendag vir my gesê het, jare terug, dominee, dit mag miskien in die Bybel staan. In die werklike lewe werk dit nie so nie. Hy oom het ook Sondag in die kerk gesit. Het gaan nie oor realiteit nie. Want geloof se somme werk nie uit nie. Geloof se feite is nie dieselfde nie. Geloof en wetenskap tel nie op nie. Baie van ons sê, ons glo, maar ons glo nie eintlik dat God die onmoontlike kan moontlik maak nie. In ons geloofsfamilie, ons jaartema, gaan kyk op die kalender is, God maak die onmoontlike moontlik. Dis wat ons vir mekaar sê. Maar ons sê dit vir mekaar, was nie regtig in ons harte nie. Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat jy hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat jy nie sien nie. Kyk baie mooi wat staan daar. Om seker te wees van wat jy hoop. Hoop is iets wat jy nog nie besit nie. Ek is seker dit wat ek nie nou het nie, gaan dit kry. Ek is oortuig, dit wat ek nie kan bewys nie, dit is waar. Dis geloof. Niks van dit tel op nie. Niks van dit kan bewys word nie. Geloof is teen die gang van die wêreld. Jesus sê vir Thomas, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat glo en wat nie gesien het nie en tog glo. Ons sê in Afrikaans, sien is glo. En eintlik is geloof die onlogiese. Maar by God is daar nie eintlik onlogika nie, dit is eintlik verder
as dit wat onlogies is. By God werk alle dinge eintlik op 'n manier uit. Geloof by God is om die een te ken wat alles sien, die een te vertrou wat alles weet. Wat ons nie sien nie en ons nie weet nie, maar wat alles weet, wat ons dink onlogies is. Want dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor hom. Geloof is nie ek kan nie. Geloof is hy kan. En van nou af gaan ek saam met hom dit doen. Dit is geloof. Kyk, kom ons dink 'n bietjie oor geloof hier by Moses. Moses se lewe het eintlik uitmekaar uitgeval, nê? Nee. Moses was opgelei om dalk eendag koning van Egipte te word. Hy was second in charge. Hy was die onderkoning. As Farao sou doodgaan, dan sou hy Farao word. Hy was die onderkoning. Moses het leierskap het opleiding in leierskap gekry. Hy was reg gewees, hy was die prins gewees. En toe word hy 'n moordenaar. En toe kry hy vlugtelingstatus in Midian. Ons weet nou van ouens wat vlugtelingstatus het. Hulle kan nie terugkom nie. Toe kry hy vlugtelingstatus, want hy moet nou vlug. Hulle wil hom doodmaak. Toe verloor hy sy prinskap. En daar sit hy vir 40 jaar in Midian in die woestyn en hy's niks. Hy het alles verloor. En toe kom God en hy sê vir hom, ek het die ellende van my volk gesien. Ek het hulle noodkrete gehoor. Dit het my bereik en nou stuur ek jou. En wat sou ons nou dink sou hy doen? Moses antwoord nie, ja, ek is nou reg om te gaan nie. Moses wil nie gaan nie. Moses sê, ek kan nie. Ek ken my tekortkominge. Die dinge werk nie uit nie. Hy sê vir die Here eintlik, ek is 'n ou man. Eksodus 7. Hy was toe al 80 jaar oud toe die Here hom geroep het. Wie wil nou na 'n 80-jarige leier luister? Hy is nie meer in die vleur van sy lewe nie. Hy is eintlik maar 'n ou skaapwagtertjie, 'n gewone man daar in Midian. Nou stuur die Here hom terug. En weet meer is, hy kan nie eens lekker praat nie. Die Here, wie is ek dat U my stuur? Dis waar ons dikwels is, by die ongeloof. En God kom met 5 woorde na hom toe. Hy sê, ek sal by jou wees. 5 woorde. Want sien, ons sal dikwels sê, Here, wie is ek dat U 'n wonderwerk in my lewe sal doen? Ek is maar 'n gewone mens. Of Here, wie is ek dat U nou die vervreemding tussen my en my kinders sal herstel? Hoekom sal die Here nou help dat ek uit my finansiële verknorsing uit sal kom? Hoekom sal die Here nou help dat my begroting sal klop? Of hoekom sal die Here by meer as een keer 'n wonderwerk in my lewe sal doen? Dit werk mos nou nie so uit nie, maar die Here sê ek is by jou. Geloof begin nie by ek kan nie. Ek is nie die begin van geloof nie. Geloof begin by die Here wat saam met my is en hy kan. Dis waar geloof begin. En dis 'n reuse verskil, broer en suster. Want as geloof by jou en by my begin, as ons moeg is, as ons af is, as ons nie lekker voel nie, dan gaan die dinge nie mooi werk nie. Maar as geloof begin by hom wat uit die dood uit opgestaan het, by hom wat die waters oopgemaak het, sodat die Israeliete deur kon loop droogvoets. As geloof begin het by hom wat die skepper van hemel en aarde is, as geloof daar begin,
dan kan hy enige iets in ons lewe doen. In jou lewe, my lewe en die gemeente se lewe. Maar dan fokus ons op hom, nie op ons nie. Dis 'n verskil. Dis 'n groot verskil. Die grootste gebeurtenis naas die opstanding van Jesus in die hemelvaart gebeur in Eksodus 14. Dat die Israeliete daar kom in deurstap. Hulle is, ons moet mooi verstaan wat hier gebeur. Hulle is bevry uit Egipte uit. En nou kom hulle hier. Voor hulle is die see. Agter hulle is die soldate, die weermag. Langs hulle is sand en berge. Maar ek was nou nog nie daar en ek weet nie eintlik hoe dit lyk nie, maar ek lei maar af sand en berge. Dan staan daar in vers 10 en vers 11, hulle het bang geword. En toe sê hulle vir Moses, nou wil jy ons laat begrawe, hier ouens gaan ons nou doodmaak. Ek meen, waarna toe moet hulle gaan? Dis soos ons dikwels voel, ons is nou by 'n doodloopstraat gekom. Hierdie ouens vergeet die 10 plaae. Hulle vergeet al die wonderwerke wat die Here gedoen het tot en met die Rooi See of die Rietsee. Hulle vergeet selfs die eersgebore seuns wat die Here laat sterf het. Hulle het alles vergeet. Wonderwerke was dankbaar. Nuwe probleem, nou twyfel hulle. Ons is mos nou ook so. Laat ons dit nou maar vir mekaar sê en erken. Die Here doen 'n wonderwerk in ons lewe en ons is bly daaroor. Ons kom en ons vertel vir mekaar daarvan. Jy sien nie glo wat die Here gedoen het nie. Die Here het hierdie fantastiese ding in my lewe gedoen. En weet julle wat? Dan minute later of dae later of maande later of 'n jaar later, dan slaan 'n nuwe probleem ons en ons vergeet alles. En as daai probleem ons slaan, dan slaan die twyfel ons. En dan dink ons, hy sal nie weer 'n wonderwerk doen nie. Dis ongeloof. Die Here sal ons nie weer hier uitred nie. En dan sê Moses, moenie bang wees nie, staan vas. Die Here gaan julle red. Hierdie Israeliete wat julle nou so sien, julle gaan hulle nooit weer so sien nie. Bly kalm. Die Here gaan julle red. Sien julle waar is die fokus? Fokus is nie Moses nie. Die fokus is op die Here. Waar kyk jy in die lewe? Die fokus is op die Here, soveel so dat Moses sê die Here gaan hierdie Israeliete uitvee. Hy gaan Egiptenaar, hy gaan hulle uitvee. En dan gebeur daar vir my 'n fantastiese ding. Die Here sê daar vir Moses daar in die middel, hy sê lig jou kierie, steek jou hand op en kloof die water. Wat beteken dit? Dit beteken hou nou op kerm. Die Here sê vir hulle, hou nou op kerm. Hou op om julleself jammer te kry en begin glo en begin iets doen. Geloof het bene, broer en suster. Geloof het beweging. Geloof het aksie. Lig nou daai kierie Moses en gaan aan. As Moses en die Israeliete hulle self die heeltyd jammer gekry het, is hulle uitgevee. Die oomblik toe Moses aksie gekry het en gehoorsaamheid beweeg het, toe kon hulle uitkom. Toe het God se wonderwerk in aksie gekom. Maar nie toe hulle aanhou kerm het nie. Nie toe hulle aanhou probleme uitdink het nie. Hulle het genoeg probleme gehad wat hulle kon opnoem. Maar daar was net een oplossing en dit het van God gekom.
en dit was vorentoe. Sien, daar is 2 stemme in jou lewe. Die een stem is die omstandighede. Daai omstandighede is die ding waarna ons gewoonlik luister. Dit wat logies is, die wetenskap, die feite, die bankbalans, die statistieke, dit wat optel. Dis die goed wat maak het ons twyfel. Dan is daar die ander stem wat ons eintlik daar moet luister, die een wat ons moet kies om harder te volg. God se woord, sy kennis, sy belofte, sy teenwoordigheid, dit wat van hom kom, sy krag, sy almag, want in hom en hom alleen kan geloof werk. Bo hierdie ander goed. Geloof, broer en suster, is soos 'n rugbyveld. Die speelveld waar God se mag, se krag getoon word. Geloof is aan die een kant is die ongeloof, die probleme. Aan die ander kant is God en sy almag, en hy vat hierdie ongeloof, hierdie probleme, en hy vee dit as te ware uit. Want kyk wat gebeurde, hy sê, ek sal Farao hardkoppig maak, ek sal al hierdie dinge doen, hierdie Farao se hart sal ek hard maak, en wat gebeur op die ou, en hy sê, sodat ek my mag en my eer sal laat geld. Daai Egiptenaar is uitgevee. Die Here het sy wonder laat geld, sy mag, sy eer laat geld. Daardeur. Jou probleme is die speelveld vir God om homself belangrik te melk. God wag dikwels vir die onmoontlike in jou lewe. En daai as jy by die onmoontlike kom, is dit juis die plek waar God se almag gaan werk. Waar hy belangrik gemaak word. Jy staan daar by die see. Jy weet hierdie water is moeilik, maar die lewensredder sê vir jou, kom saam. Jy weet, jy kan dit nie doen nie. Maar die lewensredder sê vir jou, ek het dit al baie gedoen. Watter keuse gaan jy maak? Dit wat logies is, want die logiese keuse is, as jy spring op jou eie, as jy dood. Die ander keuse is, die van geloof. En die geloof sê, as jy saam met hierdie ou gaan, dan gaan jy by die strand kom. Onthou een ding, geloof is nie sonder vrees nie. Maar geloof is dat ek in my vrees fokus op hom, wat in beheer is. Op die een wat in beheer is. By die brandende bos sê God vir Moses, ek is by jou. By die rooi sê hy staan vas, kyk, beweeg. Hy is bokant jou logika, bokant jou statistieke, bokant jou wetenskap. Begin dit glo. Want God maak die onmoontlike moontlik. Glo jy dit? Amen. As geleentheid vir stil gebed. Vader, U wat in die hemel is, laat U naam deur ons geheilig word. Laat die nuwe wêreld, die koninkryk deur ons kom, ook deur ons geloof. Laat U wil hier op aarde geskied, ook deur ons geloof.
Laat U wil op aarde geskied soos dit in die hemel is. Deur die manier ook soos ons glo, Here. Sorg elke dag vir ons. Gee ons daaglikse brood. Ook vandag. En vergewe ons oortredinge. Ons oortree elke dag, Here. Vergewe ook vandag ons oortreding. En vergewe dit soos ons ander vergewe wat teen ons oortree. Maar U ken ons, Here. U weet dat ons swak is en dat ons geneig is om te val. Laat ons nie in versoeking kom nie. En verlos ons van die bose. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan leef in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle vrede gee. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle seën. Van nou af en vir altyd. In die naam van die Vader, die Seun en God, die Heilige Gees. Ons sê almal saam, Amen.